Dames en here, goeiemôre en namens die kerkraad hartlik welkom by die tweede dag van die ZC2 strategieberaad vir 2026 en 'n spesiale woord van verwelkoming aan Alex Antonitis en John Stanbury wat virtueel inskakel, so welkom aan julle twee ook, ons sien julle raak, en dan ook aan Heini en Martin Ferreira en Ellen Roy, baie welkom aan julle ook hier vandag, ons is bly julle saam met ons. Gister het ons gekyk na Johannes 9 as opening, sien is glo, Jesus wat praat oor fisiese sig en geestelike sig, 'n sinoniem vir geestelike sig is geloof, en die boekie Lig uit Lig, wat Dirkie Smit geskryf het, is gebaseer op die geloofsbelijdenis van Sia, wat 1701 jaar terug geskryf is, so laas jaar was die 1700 jaar feesviering, en dit beskryf hoekom ons vir Jesus bely as die lig, die een wat insig gee, die een wat waarheid gee. Die woord lig wat ons in Afrikaans gebruik, dis natuurlik ook 'n homoniem, een van die homowoorde wat ons in die kerk mag gebruik. 'n Homoniem is 'n woord wat verskillende goed kan gebruik, soos hierdie muis is lig, die lig skyn lig, lig jou arm op, maar lig as die wetenskaplike wonder. Die woord lig gaan terug na die oorsprong proto-Indo-Europese woord leuk. So as jy 5000 jaar terug daar in Duitsland, Nederland rondhardloop, dan het hulle die woord leuk gebruik om te skyn. Dis die betekenis van die woord leuk, waar ons lig vandaan kry, en dan helder en wit. Die Latynse woord het van daardie woord oorsprong gekry, lux, dit beteken lig, en dan die Griekse woord vir wit is leukos, wat ook van dieselfde bron afkom. En dan het die Middel-Nederlands die woord licht gevat, nog steeds so in Duits, en ons het die woord lig. En die Bybel is lig, nie net die fisiese verskynsel van om te skyn nie, maar ook die symbool van God se teenwoordigheid en sy heiligheid en sy waarheid. En die sinoniem van lig is natuurlik donker of duisternis. Nou in hierdie boekie van Dirkie Smit het hy geskryf dat kerke was gewoonlik gebou in Europa, dat dit oos kyk, want oos is waar die lig wêreld toe gekom het in Jesus Christus, maar ons in Suid-Afrika kyk nie oos nie, ons kyk noord-noordoos, en toe ek hierdie boekie van Dirkie Smit gelees het, Lig uit Lig, toe besef ek, as ons gaan kyk na ons gemeente, kyk ons ook noord-noordoos, so ons kyk waar die lig mens geword het, waar Jerusalem, Jesus is gebore in Bethlehem, en hy het opgestaan in Jerusalem, dis ons inspirasie, ons essensie van ons geloof. Interessant, Sanense kerk waar ons ook betrokke is, Wolkberg, kyk ook noord-noordoos. Ek weet nie of dit per toeval is nie, maar al twee kerke kyk na Jerusalem toe, die vooraansig. Vandag kyk ons na die tema van hoor, so gister was sien, vandag is hoor, en hoor is volg, want die volgende hoofstuk praat Jesus oor die herder en die stem, en hoe ons moet luister vir hom, so hoor is volg. Maar eers, voor ons gaan begin, daar is 'n klomp verjaarsdae hier, so ons wil eers vir die heel oudste persoon hier gelukwens vir Prof Dieter, wat 90 geword het. Jy kry hierdie boek, Lig uit Lig, so baie geluk met jou verjaarsdag op die 3de.
En ons is geseënd om hier te hê vandag. Die oudste persoon teenwoordig, en dan eergister die jongste persoon teenwoordig verjaar, Raini, het die 9de verjaar, 27 jaar oud, baie geluk. 4 pilare van leierskap. Ons sien ook uit om te sien hoe die jonger mense leiers hier in ons gemeenskap is. Gister het Clive verjaar, die 10de, en ons gee vir hom 'n boek, Britain's Wildlife. En dit is allemaal die hoofdpijn in Britannia, baie geluk Clive. En dan vandag het ons 'n verjaarsdag vir Retief, die 11de, vandag verjaar Retief. Hoor God se stem, dit is nogal gepas met vandag se tema. Jy kan dit self lees of jy kan het vir kinders gee om te lees. Baie geluk en seën mense. Dan Pieter het gister huweliksaandenking gehad 25 jaar. Baie geluk Pieter. Hy enigste wat gevra het vir gemeente 50 jaar boetjie, so hy kry hom sommer nou. En dan André Pretorius, die is vir jou 37 jaar getroud vandag. Ook mondelik genade daar. Verstaan God se hart op die boek wat jy vandag kry. As ek iemand gemis het, ons het nog 'n paar presente, so wys net jou ID, om seker te maak jy verjaar hierdie week. Hoeveel keer kom die woord deur voor? So hoor, en die tema van deur. Deur is ook 'n homoniem, want jy kan deur beweeg, of jy kan by 'n deur ingaan, die selfstandige naamwoord. Maar deur gaan saam met hoor, want in die Bybelse tyd was die deur jou eerste stap na interaksie of kommunikasie. Dis hoe mense by mekaar uitgekom het om deur 'n deur te beweeg. Nou die Bybel praat baie van die woord deur. Ons stap elke dag. Ons almal is nie haweloos nie. Ag, wat is die woord? Huisloos nie. Ons almal het 'n deur. By die werk het ons 'n kantoor. Ons stap deur deure. Nou daar's baie teologiese simboliek in deure. Die Jode het ook goedjies wat hulle opplak om jou reis binne en buite te seën. 380 tot 400 keer kom die woord deur in die Bybel voor as die selfstandige naamwoord. In die Ou Testament Petach is soos die opening, Delet is die fisiese paneel en Hamezuzot is die deurposte. Genesis 3:24, as ons dink die eerste keer waar die woord deur in die Bybel voorkom, ons dink aan ons kinderbybel, dan dink ons, maar Adam en Eva was uit die tuin van Eden gejaag, ooste toe. Nee, ja, hulle is in die ooste ingejaag uit die tuin van Eden. En dan sien ons in ons kinderbybel is daar die engele wat staan en wag by die deur. Maar die Hebreëse woord daar is Derek. Ons dink aan die naam Derek. En dit beteken eintlik weg. So die weg na tuin van Eden is toegemaak. Dit was nie die deur nie. So die woord deur kom die eerste keer eers in Genesis 4 voor met Kain, waar die Here vir hom sê, pas op, die sonde lê voor jou deur, maar jy moet uitgaan en daaroor heers. So die simboliek van in jou huis is jy veilig, maar as jy buite in die wêreld gaan, die versoeking is daar, die vrye wil is daar, die sonde lê voor jou deur, maar jy moet heers daaroor. Ongelukkig weet ons wat Kain gedoen het, hy het sy broer vermoor, 'n groot sonde gepleeg, maar tog was die Here ook genadig gewees vir Kain. Dan die bekende verhaal van Pasga, Moses in Egipte, Exodus 12:22, die 10de plaag, waar die eerstgeborene gesterf was, en die Here wat sê, vat die bloed van die lam met 'n hisoptakkie, en vryf dit aan die deurkusyne, verf dit, en dan bly die doodsengel buite. Binne die huise was daar lewe, buite die huise was die 10de plaag. So daar sien ons ook die simboliek van die deur van Pasga. Ons weet wat gebeur het met Moses, hulle is vrygelaat, hulle is 40 jaar in die wildernis, en eerste 40 jaar van Moses se lewe was hy Egiptenaar, tweede 40 jaar was hy 'n herder en in die wildernis, en die volgende 40 jaar was hy op die Exodus, besig om die volk van Egipte, Israel toe te vat. En die eerste opdrag, ons het nog met Johannes toe hy my vra, waar die Here opdragte gegee om heiligdomme te bou, hy het vir Moses hulle die opdrag gegee, dis die eerste keer. Dan sien ons daar's 'n hek voor die tabernakel, hierdie moes hulle saam met hulle kon vat deur die wildernis, en dan's daar deur, en dan's daar veil, die allerheiligste, wat beskerm word, wat beteken jy gaan na God se teenwoordigheid toe. Veil in Afrikaans is die voorhangsel, en dis ook 'n bruid as hy trou, dan het sy die veil, want dit is 'n heilige oomblik. Exodus 26:31, 'n voorhangsel moet jy maak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. So hier is die simboliek van die hek, die deur en die veil, want toe die
hoëpriester beweeg, Aaron, na God se teenwoordigheid. Interessant is, dit was van oos na wes na God se teenwoordigheid, omdat Adam en Eva uit God se teenwoordigheid in die tuin van Eden gegooi is, ooste toe. Nou beweeg hulle wes in die tabernakel, so dis die hek, die deur en die veil. Nou 'n paar eeue later, Salomo, die seun van Dawid, het ook opdrag gekry, hy moet 'n heiligdom bou. Die voorportaal 1 Konings 6, 2 deure van siprushout, en dan die ingang van die binneste heiligdom het hy deure van olienhout gemaak. So ons sien ook die simboliek van die deure in die voorportaal en die binneste heiligdom van die tempel van Jerusalem. Dit was die eerste tempel, en na ballingskap het hulle 'n tweede tempel gebou. En interessant, hy is ook, die ingang beweeg jy van die ooste kant wes toe, simboliek jy beweeg terug na God se teenwoordigheid, nadat die sondeval jou uit God se teenwoordigheid uitgegooi het. So dit is hoe dit moontlik gelyk het daar, die altaar wat ons nie meer het nie, die braai buite is net 'n braai, ons sit nie diere daarop nie, maar die houttafel in die kerk is simboliek van die altaar, want Christus was die finale offer gewees, en ons vier dit nog met nagmaal. Baie simboliek met die deur en die bewegingsruimte binne die tempel van Salomo en ook die nuwe tempel. Ons weet hoe dit vandag in Israel lyk, dit lyk nie meer so nie, en dit is ook vir baie mense 'n sensitiewe saak. Maar die Nuwe Testament sê nêrens gaan bou 'n kerk nie. Dit sê jy is die kerk, die idee van jy as mens, die Gees bly binne jou. Die tempel is God se huis in die Ou Testament, sy teenwoordigheid, maar nou glo ons dat met Jesus Christus die offer bly God in mense ook, en hy sigbaar in mense. Interessant, hierdie kerk waar jy nou sit, die kerk aan daai kant, hy kyk wel noord, maar as jy instap en regs draai, dan beweeg jy ook van wes oos. En met die 50 jaar boekie wat ons vir Wolkberg skryf, sien ons ook dat die ingang aan die ooste kant is, waar jy wes beweeg. So dis die tabernakel, die tempel van Salomo, hierdie kerk, Wolkberg, en nog baie ander kerke, wat die argitekte besluit het, is, hy moet na Jerusalem toe kyk, en as jy instap, moet jy by die ooste kant instap, simboliek jy beweeg na die teenwoordigheid van God toe. Nou, in die 50 jaar boekie wat ons skryf, het ek nou vanoggend bietjie gelees weer in die Nautilus, en Rabbi Gilliland was die argitek gewees van Wolkberg, 50 jaar terug, en toe maak hy 'n lys, want hy was lidmaat gewees daar in Zanin, van die kerke wat hy al ontwerp het as argitek, en hy sê die koste wat dit gekos het, en die kapasiteit, en toe gebruik hy vir Jan van Wyk as voorbeeld, om sy kerke wat hy ontwerp het, te vergelyk met van die wat Jan van Wyk geskep het, soos die bekende universiteitsoord in Pretoria, hoe duur dit gekos het, hoeveel sitplekke, en van 1961 tot 78 het Jan van Wyk ook kerk ontwerp, soos gister genoem, hy het ook 'n noue verbintenis met die gemeente, want sy skoonpa was vir 28 jaar die eerste dominee van die 1920s tot die 1950s. Ek lees vanoggend ook die dominee Maret, toe hy oorlede is, 1977, toe sê sy vrou, wat toe by Zanin lidmaat was, toe sê hy, ek soek nie blomme nie, ons maak 'n fonds vir die doopfond van Wolkberg, so as julle wil iets gee, blomme, gee eerder 'n geldjie, dan koop ons 'n doopfond vir Wolkberg. So dominee Maret se vrou, wat 28 jaar hier pastoriemoeder was, is toe by Wolkberg en het toe die geld vir die afsterwe gebruik daar. Kom ons kyk weer na deur in die Nuwe Testament. Daar's 3 betekenisse vir deur in die Nuwe Testament. Ons gebruik die woord deur, Grieks gebruik thura, ek dink is dieselfde woord, deur, thura, dit klink baie dieselfde, Engels through, you're moving through something, letterlik die deur van 'n huis of 'n tronk of die klip voor Jesus se graf word thura genoem. Dis 'n geleentheid, Paulus praat van die deure wat oopgaan om die evangelie te verkondig, en dan Christologies praat die Bybel ook van deur, waar Jesus sê, ek is die deur, een van sy 7 ek is uitsprake. Hier sien ons in Matteus 27:60, die groot klip voor die deur, by die graf van Jesus, en dan laasweek se teks van Lazarus was gewees, die klip voor die graf, en toe sê Jesus, rol die klip weg, 4 dae na Lazarus begrawe is, en toe sê Martha en die sussie Maria, nee, want dit gaan stink, dis onprakties, baie logiese, rasionele antwoord, maar toe sê Jesus, rol die klip weg, dat ons vir Lazarus kan dit opwek, 'n klip wat ook 'n deur is, om die dood binne te hou, en die diere en die mense en die skelms buite te hou.
So deur se simboliek is eksklusiwiteit, beperkte toegang, sorg, beskerming. So dis waar ons sien van deure. In Openbaring 3, geopende deur, gegee wat niemand kan toesluit nie. En dan sê Johannes Openbaring 4, ek het gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, 'n deur wat toe was as gevolg van sonde, maar Christus het daardie deur oopgemaak. Openbaring 2 vers 22 praat van die boom van lewe. Onthou die simboliek van Adam en Eva wat uit die tuin uit is, het die ewige lewe verloor. Dis toe dood ingetree het. God het die eerste offer gemaak om vir hulle klere van leer te maak en die toegang tot die ewige lewe was weggeneem as gevolg van sonde. Die boom van lewe se toegang en nou in Openbaring sien ons die boom van lewe tot genesing van nasies. En 22 vers 14, geseënd is die wat reg kan hê op die boom van die lewe en hulle deur die poorte in die stad kan ingaan. So die begin van die Bybel is die boom van die lewe, die einde van die Bybel is die boom van die lewe. Toegang is toegemaak, deur Christus is toegang weer oopgemaak. So wat het deur met hoor te maak? Vandag se tyd, ons almal het 'n selfoon, dit dryf ons aksies. Hy kry 'n boodskap of iemand bel jou, dit is hoe mense kommunikeer en interaktief is met mekaar. In die Bybelse tyd was daar iemand by jou deur wat geklop het en dit was die boodskap dat hier's iets wat gebeur en mense wat praat. Jesus praat ook in Openbaring 3:20, sê hy vir Johannes, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak. Dis 'n uitnodiging waar Jesus sê, ek wil interaktief wees met jou, ek wil binne jou woon. As jy jou deur oopmaak en kom woon ek binne in jou, jy is 'n tempel en ons het 'n fees, ons het 'n feesmaal. Kom ons gaan terug na die woord herder. Herder was Moses was 'n herder, Isak was 'n herder, baie karakters in die Bybel was 'n herder. Dawid sê 1 Samuel 17:34, voor hy vir Goliat gaan aanval, sê hy, ek het al 'n leeu en 'n beer getem, so ek sal vir Goliat ook kan tem. Die doel van die herder is om die skape veilig te hou en vir hulle 'n lewe in oorvloed te gee. God beloof in Esegiel 34, toe die Jerusalem en die Israel konings en die rigters sleg was, toe sê God, kyk, hier is ek sal self na my skape vra en na hulle soek, soos 'n herder sy kudde opsoek, so sal ek my skape opsoek en hulle red uit al die plekke waarin hulle verstrooi is. So hierdie belofte wat God in die Ou Testament maak, wat hy sê, ek self sal 'n herder wees, het hy vervul in Jesus Christus. En Johannes skryf waar Jesus sê, ek is die goeie herder. En dan kyk ons vandag na die gelykenis van die goeie herder, Jesus wat praat oor wat beteken dit, dat hy die herder is vir God se mense en nie die fariseërs en die skrifgeleerdes nie. Hulle behoort die herders te wees, maar hulle was doof, blind en gevoelloos. En Jesus wat vir hulle sê, wat beteken dit, dat hy die goeie herder is vir God se mense. Hier in blou sien ons net al die kere wat dit te doen het met luister en stem en roep, dit het alles te doen met klanke, so Johannes 10 is vol van klanke, wat Jesus gebruik as 'n metafoor, wanneer hy sê, hy is die deur vir die skape, die ingang vir die skape, en hy is ook die goeie herder. Kom ons kyk, gewoonlik wanneer Jesus sê, voorwaar in Grieks, amen, amen, maak hy 'n diep, kragtige stelling, so kom ons kyk, wat sê Jesus vandag in die woord vir ons. Ek sê vir julle, wie nie by die deur ingaan, in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. 'n Dief is iemand wat net steel, 'n rower is iemand wat ook gewelddadig is en dan steel. Terwyl ek die preek voorberei, sien ek hierdie apies wat wil oorklim en vrugte steel. So dis nie net apies wat steel nie, mense kan ook diewe en rowers wees. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. So kontras teenoor dief en rower is die herder. Wie is jou herder in hierdie lewe? Geestelik, maar ook in vandag se lewe. Jy is jou eie herder, jy lewe jou eie lewe, maar tog het ons ook iemand soos Jesus nodig om die goeie herder vir ons te wees. Wat doen die herder? Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape by hulle naam, dis persoonlik, dis nie net 'n klop groep naamloos nie. Elke skaap het 'n naam, hy ken sy skape en hy lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. So daar's 'n intimiteit, daar's 'n kennis tussen die skape en die herder,
ons volg vir Jesus omdat ons hom vertrou. Nie uit vrees nie, hierdie herder jaag nie jou aan met honde nie, jy volg hom omdat jy hom vertrou. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Nou die simboliek daarvan is buite in die veld. Die eerste 5 verse was gewoonlik in die dorp of by Jerusalem, dan sit hulle al die skape saam en ons 'n deurwagter. Die volgende gelykenis is buite in die veld, waar die herder nou sy skape vir veiding vat. En dan het die herder gewoonlik by die deur gelê, so die diere of die rowers kan nie in nie, en die skape kan nie uit nie. Hy het gesorg dat hulle veilig is. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan, en hy sal veiding vind. En dan die bekende vers, een van die bekendste, mees populairste vers in die Bybel, is Johannes 10 vers 10b. Kom ons kyk wat sê die eerste deel. Die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Dis sy strategiese plan om te vernietig. En dan sê die goeie herder, ek het gekom dat hulle kan lewe hê en lewe in oorvloed. Die goeie herder wat die teenoorgestelde doen, wat lewe gee en lewe abundantly, soos die Engels sê, lewe in oorvloed, meer as wat jy nodig het. Nie net die minimum nie, maar 'n goeie lewe wat jy kry wanneer Jesus jou herder is. Ek is die goeie herder, en 5 keer in Johannes 10 sê hy, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape, waar hy verwys na die offer wat hy gaan bring om die deur oop te maak vir sy mense. En dan praat Jesus van 'n huurling, 'n ander karakter, maar die huurling en hy wat nie herder is nie, van wie die skape en die eiendom nie syne is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. So die huurder is die teenoorgestelde van 'n herder. Hy doen die planne, hy kyk wat sy geld hy kry, en as die risiko te groot is, dan hardloop hy weg en hy los die skape. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. So ons sien 2 karakters, ons sien 'n goeie herder, ons sien 'n huurling. Ons albei kan besluit in die werk wat ons doen, is ons 'n goeie herder, is ons daar vir die regte sake, gee ons regtig om, of is ons 'n huurling wat net daar is vir die paycheck, en as die skip bietjie begin skud, dan hardloop ons weg en los die werk wat ons gedoen het in chaos. Gee ons om soos 'n goeie herder, is ons bereid om ons lewe en ekstra te gee vir die saak waarmee ons besig is, of gee ons nie om nie, soos die huurling. Dan die intimiteit tussen die herder en die skape, ek ken my eie en ek word deur my eie geken. Ken is 'n sterk woord. In die Ou Testament was ken wanneer daar kinders gemaak word. Adam het vir Eva geken, Jakob het sy vrou geken, en dan kom daar kinders. So dit is 'n baie intieme verhouding ook. Dit is nie net van ek het kennis, ek neem kennis nie. En dan 'n baie mooi vers wat ons ook moet sien in vandag se wêreld, want kerke kan so beklei, Christene kan so beklei, ons moet 'n voorbeeld wees van liefde, maar ons is partykeer 'n voorbeeld van bekleierery. Dan sê Jesus, dis my laaste punt, ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Hy praat dan van die heidene, die nie Jode, die mense wat nie nou hier is nie in die tyd. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde en een herder. Ons moet altyd onthou dat die kerk in die wêreld 34 tot 40% is een. Ons is nie teen mekaar nie, ons werk saam met mekaar. En dan sluit Jesus af en hy sê, niemand neem my lewe van my af nie, ek lê dit uit myself af, ek het die mag om dit af te lê, en ek het die mag om dit weer op te neem. Hy praat van sy opstanding, hierdie gebod het ek van my Vader direk ontvang. So ons dink aan hoor, en ons sê, ons hoor nie God se stem nie, ons hoor nie die herder se stem nie, maar jy hoor dit as jy Bybel lees, as jy bid, as jy die Gees toelaat om in jou lewe te werk, dan hoor jy sy stem, jy sien dit, en ook tussen medegelowiges is daar geleentheid dat ons iets kan spreek in iemand se lewe, en dan is dit die herder wat deur jou met iemand anders spreek. Gepraat van deure in vandag se tyd, is daar baie mense wat kritiseer, baie mense wat skinder, dis die maklike, maar daar's min mense wat betrokke raak en wat bemoedig en wat help. Maar ek dink almal wat hier sit is by die blou deure, mense wat regtig betrokke is, bemoedig en hulp, en maak seker dat jy nie by die rooi deure is nie, of dit nou by die werk is of by die samelewing, maak seker jy is betrokke en jy bemoedig jou mense. En dit is die afsluiting, hoor en volg was gister se teks. Ons moet hoor, ons moet volg, ons moet sien, ons moet glo.
Dink net jou ore en jou oë, alles wat dit al in jou lewe gesien en gehoor het. Ek het Prof Dieter se boek gelees en dit praat van Prof Erik wat gebore is in die Tweede Wêreldoorlog. So daai ore het al Russiese soldate gehoor en Duitse soldate. Alles wat jou oë en jou ore al gesien en gehoor het, is eintlik wonderwerke. En dat ons die ewige lewe het, hoeveel ons nog gaan sien en gaan hoor in ons lewe. Dis 'n groot wonderwerk. En ek sluit af met die teks van troos op Johannes 10, sê Jesus, ek gee hulle die ewige lewe, niemand sal hulle uit my hand uitruk nie, my Vader is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. So ek gee nie om hoe moeilik dit gaan nie, gee nie om hoe swaar jy kry nie, hou vas aan hierdie belofte, dat Jesus hou jou vas, en niemand kan jou uit die hand van die goeie herder, en uit die hand van God die Vader ruk nie. Kom ons bid saam. Ons Here, ons bid tot Jesus Christus, ons goeie herder, en ons wil U vandag ook loof, dat U nie wegvlug van ons toe die bose gekom het nie, maar dat U vrywillig U lewe vir ons afgelê het. Dankie dat U vir ons die deur geword het, na die Vader en die ewige lewe, en dat U die toegang vir ons tot die ewigheid gegee het, dat dit nie meer gesluit is nie, maar dat dit oopgesluit is deur Jesus Christus. Ons dankie vir die troos, dat ons aan U behoort, en ook wil ons vra dat U vandag die kudde wat hier is sal bewaar, dat U ook teenwoordig sal wees, dat U ons sal lei, waar ons saam praat, maar ook waar ons uitgaan, en help ons ook om soos mense te leef, wat U stem ken, en U volg. Mag ons lewens en ons werke 'n getuienis wees, van die lewe in oorvloed, wat ons by U vind. Bind ons saam, Here, dat ons as een sterk span mag saamwerk, en ook vir U kan eer in die werk en die besluite wat ons doen en uitvoer. Seën ook die kos wat ons so lekker gaan eet, seën ons gesprekke, seën ons denke. Mag ons werklik veerkragtig en lewenskragtig wees, en mag ons nie soos 'n dief afbreek en steel en verwoes nie, maar mag ons ook soos goeie herders opbou en hoop en lewe en volhoubaarheid skep. Ons bid dit in U naam, ons Here, God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Dankie. François, baie dankie vir die boodskap oorgedra in jou eie unieke styl. Ek dink mense van alle ouderdomme ons is dankbaar dat jy hier is en Dankie om jou aan. weer ons beweeg reguit aan, ons sit te ry. Gister al die troon gevestig van 'n inleier wat dan self sy gesprekke en fasilitering hanteer. En ons eerste item vandag is dan inderdaad gegee onderwerp iemand vir die brand.